Good Vader, net so oomblik so ietsie oor dit, want God se liefde vir ons en God se genade vir ons is twee goed wat so interaktief met mekaar is. Jy kan die twee nie van mekaar skei nie. En ek weet ons staan partykeer so in 'n oomblik en dan wonder ons oor ons lewens, ons wonder oor die goed wat in ons lewens aangaan. Maar is een ding wat ek graag vanoggend vir jou wil sê, en dit is in my hart, en ek hoop jy gaan dit my boodskap ook optel. En dit is dat God se liefde vir my en jou onvoorwaardelik is. Maak nie saak waar jy op hierdie oomblik gaan nie, God se liefde is onvoorwaardelik, hy het jou onvoorwaardelik lief. En maak nie saak of jy hier staan en dink jy's 'n goeie pa of dink jy's nie 'n goeie pa nie. Maak nie saak of jy dink jou pa is goed of nie goed nie. Daai is eintlik glad nie belangrik op die einde van die dag. Wat belangrik is dat God, ons hemelse Vader, ons eintlik in sy hand vashou. En die Bybel leer ons dat niks ons uit sy hand sal ruk nie. En vir 'n oomblik kan ons net iets beleef van sy liefde vir ons. En ek wil weer sê wat ek in die begin gesê het, is dat God sien en hoor. En hy is bewus van wat in jou lewe aangaan. So Vader in die hemel, dankie daarvoor. Here, dankie vir dat ons kan dit sing, want dit is waar, God is a good Father. It's who he is. Dis wat God is. And I am loved by him. Dis die waarheid. Geliefd, aanvaar in God se genade. So dankie daarvoor. Vader, ek bid vir die woord vanoggend, dat U dit in ons hart vasmaak, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Dankie. Neem gerus jou sitplek. Ek het nou mooi gedink oor Vadersdag en al die goed wat daarmee gepaard gaan. En dit is eintlik ook maar altyd op 'n einde van die dag 'n groot uitdaging, want ek meen, wie het jou in elk geval geleer hoe om 'n goeie pa te wees? Want jy het maar by jou pa geleer, en wie het hom geleer? Jy weet, sy oupa wat nog minder geweet het, jy weet. En so die geskiedenis homself maar herhaal op 'n manier. So ek het gewonder daaroor, maar ek wil begin hier en dan gaan ek vir julle sê waartoe ons op pad is. Met 1 Johannes hoofstuk 4 vers 19. En ek wil hierdie 2-3 verse net vir jou lees, net om op premise, net 'n fondasie neer te sit. Hy sê ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het, kan onmoontlik vir God lief hê. Want hy kan sy God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Hierdie is sommer net so in jou gedagtes los. Ek het hierdie teksvers een keer vir my kinders gebruik, toe hulle so klein was en verskriklik beklei het. Toe sê ek, jong, julle sê julle is lief vir Jesus, maar julle kan nie eens vir mekaar lief wees nie, weet. En ek kan daai teksvers eintlik almal van ons gebruik, want ons sê ons is lief vir Jesus, maar ons sukkel partykeer om vir mense lief te wees. En hy praat nou nie net daar van jou bloedbroer nie. My tema vanoggend is loving for no reason. En in Afrikaans probeer vertaal met liefde vir geen rede nie, is net nie dieselfde nie. So let's stick with loving for no reason, want dis waar ek wil uitkom vandag. En nou wil ek sê, nou staan ek en Pieter en praat, en ek sê vir hom, ek dink vanoggend is een van my moeilikste preke, wat ek in my lewe al gepreek het, voel dit vir my. Ek het hierdie week 'n paar keer gedink, maybe I should not do this, maybe I must not go here. Miskien moet ek maar net een van daai lekker Vadersdag preek waar ons grappies kan maak oor mans, want onthou, mans is maar funny, hulle lag nie vir hulle self nie, maar ons kan vir hulle lag. Ek ken mans, ek self een. Ons weet mos maar, daar's baie goeie grappe oor man wees. Miskien moet ek maar net daar gaan, lekker ligte grap en ons stap almal hier uit en alles is good. Maar toe dink ek, nee, weet jy wat sal 'n goeie idee wees, is dat ons vandag op hierdie Vadersdag, hierdie 21 Junie 2026, Job gebruik. Nou werk ons 'n bietjie deur Job. Ek meen, wat kan nou meer opwindend wees as om deur Job te werk? Ek weet nie wie van julle het al deur Job gelees nie. Ek het al 'n paar keer, en my opinie is 'n mens lees nie deur Job nie, jy worstel deur Job, want dis regtig 'n worsteling om deur
deur Job te kom, maar dis wat op my hart is. En in die week lees ek en ek dog, ek gaan deur Job lees, maar ek moet jou sê, eerlik bely ek nou, dat ek het dit nie gedoen nie, ek het net, jy weet ek het op stadium lekker goed begin, jy weet, maar as jy hier by hoofstuk 4, 5 kom, dan begin ek maar net so die hoofskrif te lees, en ek soek sommer net, jy weet, ek probeer net so scan, want dis regtig 'n worsteling om deur Job te kom. En nou wil ek eintlik vir jou sê, dit gaan nie so erg wees nie. OK, net erger. Dit gaan net erger wees. En ek gaan probeer om jou saam met my op 'n journey te vat, wat ek beleef het uit Job uit. Ons is nie seker of Job 'n ware verhaal is, en of dit iets is wat net vertel is. Maar dit maak nie saak nie, wat ons moet leer uit Job uit, maak nie saak of dit 'n ware verhaal is, en of dit maar net 'n storie was wat hulle gebruik het ter illustrasie nie. Maar, moet jy terugvat so 6 of 7, 8 jaar terug, stuur iemand vir my 'n klip van 'n man, en ek het nog nooit van hom gehoor nie, sy naam is Miroslav Volf. Miroslav Volf. En hulle sê vir my, luister hierna, en Miroslav Volf is 'n Kroatiese teoloog, hy is van Kroatië af. En hulle noem hom 'n public intellectual, hy is 'n redelike clever ou, hoof van die universiteit of 'n ding. En dis was 'n boodskap van Miroslav Volf, eers keer wat ek van hom hoor, maar wat gebeur het is dat hierdie boodskap, 20 minute boodskap, het my absoluut aangegryp. So erg dat van toe af tot vandag toe, en ek het in die week, terwyl ek weer 'n keer na sy boodskap luister, het ek 'n paar keer gewonder, hoeveel keer het ek al daai boodskap van hom geluister. En jy kan dit gerus gaan kyk, Miroslav Volf, ek sê jy link ook stuur as jy wil, 20 minute boodskap, fenomenaal, en 'n paar keer al wat ek gedink het, yes, ek wil hierdie gebruik, want dit is so ingrypend in my lewe, en elke keer wanneer ek moedeloos, depressief, mismoedig, swaarmoedig voel, dan neig ek elke keer terug na hierdie boodskap van Miroslav Volf, waar hy praat oor loving for no reason. En hier so hy dit beskryf, hy begin eintlik hierdie storie, hy sê, I have been obsessed by the book of Job. Hy sê nou is wat hy vertel, dis nou al 'n klomp jare terug, sê, about 2 or 3 years ago, every time I used to go jogging, I would put my headphones on and I would turn the book of Job on. And I was thinking, jogging with Job. Sy self, hy sê, this is really a fun experience. Hy sê, en ek het dit probeer, maar dit voel vir my as ek na Job luister, dan draf ek al hoe stadiger. Dit voel net vir my of ek nie wegkom nie, dit voel vir my of ek nie spoed kry nie, want Job is nie 'n maklike boek om te lees nie. Inteendeel, dis absoluut teenoorgestelde. En ek sê nou eerlik vir julle vandag, en ek soek nie simpatie nie, dis wat dit is selfs in hierdie week 'n paar keer gedink, want Esther my 'n paar keer gevra, waaroor praat jy Sondag, en dan suk ek met hierdie ding, want dit voel vir my, dis wat die Here sê, vandag moet ek met julle praat oor hierdie gedagte, wat Miroslav Volf in my hart in belê het, 'n klomp jare terug, hierdie loving for no reason, is die tema van daai boodskap, en ek voel dis wat ek met julle moet deel, maar vanoggend 5:30, nie 3:30 vanoggend, 4:30 vanoggend, toe dink ek gaan nie dit preek nie. Ek gaan regtig net iets soek wat eenvoudiger en makliker is. Maar hier's ek nou. En miskien is dit ook om ons min mense is vanoggend, dat julle ken my nou goed genoeg om te weet, hierdie is nie my beste nie, hierdie is my poging. En ek wil regtig probeer, en ek wil nie sy preek nie, want dit is my onmoontlik. Maar ek wil 'n paar van die goed wat hy in my lewe ingespreek het, wil ek vandag gebruik om in jou lewe in te spreek, en ek vra julle om saam met my hierdie paar punte deur te gaan. So ek wil begin by Job hoofstuk 1 vers 1, en dit lees as volg: in die land Us, of As, of hoe jy ook al wil sê, was daar 'n man met die naam Job, en hier's wie Job was. Hoor hoe mooi sê die Bybel, hy was vroom en opreg, het God gedien en kwaad vermy. Nou, vir elkeen van die manne hier vanoggend, as dit is hoe jy beskryf word, as jy nou jou begrafnisbrief skryf, en hulle sê, hier lê wie hy ook al mag wees.
vroom en opreg, hy het God gedien en kwaad vermy. Nou dink ek aan 'n grappie. Ek het regtig nie gedink ek gaan vanoggend grappies vertel nie. Voel my net, maar daar was 'n man gewees wat absoluut die perfekte man was. Hy het niks verkeerd, hy het sy vrou, hy het wasgoed gewas, skorrelgoed gewas, hy help skoonmaak, vir sy vrou blomme gekoop op die regte tyd, sy vrou bederf soos wat dit wil. En hierdie man se naam was unbelievable geweest. Regtig, sy naam was Janus, nie? Sy unbelievable. En hy het vir sy vrou, want hy was skaam oor sy naam, en hy sê vir sy vrou, asseblief tog, moet nou nie eendag op my grafsteen my naam skryf nie. Los dit liewer net oop. En sy en sy skryf toe op sy grafsteen, hier lê 'n man wat die perfekte man was, wat nooit iets verkeerd gedoen het, sy vrou bederf het, haar gehelp het met alles wat sy wou gehad het, altyd daar vir haar, altyd daar vir die kinders, en almal wat het geleef het en gesê het, it's unbelievable. Okay, so as jy hierdie op jou grafsteen eendag kan skryf, sal die mense ook sê, unbelievable. maar dit was Job geweest, en dan sê die Bybel, hy sê, onder die mense in die ooste, was hy die belangrikste man geweest. In die ooste, belangrikste man geweest. En dan net sommer dat ons 'n bietjie agtergrond van hom kry, vers 4 sê, sy seuns het om die beurt partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi en saam met hulle fees gevier. So hy het nog, saam met alles wat hy was, het hy ook, lyk my omtrent 7 kinders gehad. Hy sê, so na 'n reeks partytjie het Job en dan sy seuns en dogters beveel om hulle te bring, om hulle vir die bring van 'n offers te reinig. En vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring, want het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. Sê Job het dit elke keer gedoen. So wat gebeur het, soos wat dit met kinders gaan, het hierdie kinders en ryk, onthou, ryk kinders, nou ons het by die Bybelskool hierdie gesprek nou al gehad, ons is almal ryk hierso. Sê as enige iemand wat die vermoë het om vir iemand 'n almoes te kan gee, is ryk. So ek nie is ryk. Yskas in jou huis het, bankrekening het, ryk mense. Ons is almal ryk mense. Maar hierdie was nou ryk kinders op 'n ander vlak gewees. En hulle het partytjies gehou. Nou kan ek net dink dit was die partytjies van die omgewing gewees. En dan saam met hierdie partytjies het daar noodwendige klomp uitspattighede. Dit is seker maar net wat gebeur het. En dan omdat Job 'n besorgde pa was, na daai partytjie, dan sê hy, sorg dat julle by die huis is. En omdat hy die patriarg was van die gesin, was die kinders gehoorsaam, so hulle was daar. En dan Job, in 'n manier sou ek en jy, dit sal ons gebede vir ons kinders wees, wat sê, Vader, U weet nou wat hulle gedoen het, maar vergewe hulle asseblief, hulle is nog jonk en hulle dink nie mooi nie, weet, vergewe hulle asseblief vir dit wat hulle nou gedoen het gisteraand of oor die naweek of wat ook al. En dis wat Job gedoen het, want hy was besorg, bekommerd oor sy kinders, maar ook op 'n manier wat jy moet sien is baie godsdienstig gewees. Hy het weer eens die wette van die Ou Testament het hy gehou, perfek gehou. So hy het 'n offer gebring vir sy kinders en gesê, Vader, vergeef hulle hierdie sonde. So opgesom, wanneer jy Job begin lees, dan sien jy iets, ek probeer dit vir jou opsom, dat hy heel eerste, een van die belangrikste mans, of die belangrikste, sê die Bybel, in die ooste was. Die belangrikste. Maar die Bybel sê ook, hy was 'n baie ryk man gewees. En ons almal weet, dis nie maklik om ryk te word nie. Ek dink almal van ons wil graag ryk wees. Nou sê, wanneer is 'n man regtig ryk? Sê, man is regtig ryk as hy meer geld verdien as wat sy vrou kan uitgee. As jy bo-gemiddeld ryk, jy weet, maar hy was 'n ryk man gewees. Maar die tweede ding wat ek dink waar is, ons almal weet dit, is dat dit is ook moeilik om ryk te bly. Moeilik om ryk te word, maar het is moeilik om ryk te bly. Eendag het ek 'n ou wat ryk mense, en toe is hulle skielik arm, letterlik soos arm, alles wat hulle gehad het uitverkoop, en hy sê vir my, hy het vir my gesê, ek kan nie van ondervinding praat nie, hy sê vir my, Johan, dis nie sleg om arm te wees nie, maar vir 'n ryk man om arm te word, hy sê dis nogal moeilik. Hy sê, want dit wat in die verlede oorvloed van was, het ons nou glad nie. Maar so om ryk te bly, maar hier's nog 'n ding wat moeilik is. Dis selfs
wanneer jy nou ryk is en ryk bly, is dit nog moeiliker om gerespekteer te bly terwyl jy ryk is. Want baie mense het ons het 'n opinie oor baie ryk mense, jy weet, nee, jy weet, ek wil nie eens daar gaan nie, maar ons het 'n opinie oor ryk mense. En dan hier is die ander ding is, en ons het dit by die Bybelskool nogal deurgedraf is, dat dit ook baie moeilik is vir iemand wat so ryk en suksesvol is, om gerespekteerd en regverdig te wees. Dis moeilik om Here, inteendeel Jesus vertel die storie, hy sê, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryk man om in die hemel te kom. So julle moet Bybelskool toe kom, dat julle die antwoord op daai vraag kan hoor. Maar dis die gedeelte van Job, so hierdie baie suksesvolle, baie ryk, baie dinamiese mens, want dis die waarheid van Job, is dat hy terselfdertyd ryk, maar ook diep gerespekteer was. Die mense het respek vir hom gehad, en hy was regverdig. Hy het dit reg gekry om al hierdie goed wat baie moeilik is, het Job dit reg gekry om te doen. En een van die kommentare wat ek lees oor die boek van Job sê die volgende, hy sê, the book of Job remains, hoor net hier, the most honest book of the Bible. It refuses to offer a 5-step plan to happiness, but instead stares directly into the face of inexplicable tragedy. It's less about a man who lost everything and more about a man who found God by losing his religion. So hy het al hierdie goed reg gedoen, maar op die einde van Job dan kom hy en sê, ek het altyd gehoor wat van God gesê, nou weet ek. Nou het ek myself leer ken. So nadat alles vertel is van hoe oulik en godsdienstig Job was, gebeur die volgende, en ek moet vir jou sê, hiervoor het ek het nie 'n goeie antwoord op hierdie nie. Maar dis wat gebeur, dis hoe dit verduidelik, was nêrens iewers anders 'n verwysing dat so iets gebeur, miskien so 'n bietjie, maar op die einde van die dag gebeur die volgende. Job 1 vers 6 lees dan nog volg, hy sê, op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan, en die Satan was ook onder hulle. Nou die hemelwesens, die engele en hoe ook al, maar dan sê die Bybel, maak die opmerking, sê, hier staan Satan ook. En toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? Die oomblik in die hemel kom beleef, waar kom jy vandaan? Dit voel vir my, dis hoe Jesus het so gesê, wat soek jy in elk geval hierso? En dan antwoord die Here, antwoord die Satan die Here, en hy sê, ek het die wêreld deurkruis. Ja, ek was bietjie hier en 'n bietjie daar, ek was oralster gewees. En die enigste verwysing wat ek min of meer daaroor kry, is in Lukas 10 vers 18. En ek wil nou, want ek lees nou vanoggend dit in die nuwe vertaling, lees dit as volg. Nuwe vertaling sê, en toe sê hy vir hulle, Jesus, hy sê, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. En ek het die idee dat daar het iets gebeur wat gemaak het dat die Satan uit die, so ek dink nie dit gebeur meer nie. As dit gebeur het, as dit dalk net 'n storie, maar ek lees dit nou volgende, moet jy my vergewe. Ek kan nou nie anders nie, want vanoggend sit ek hier en ek lees sommer net, en ek lees op my foon en hy's oop op die ou vertaling, jy weet die 53 vertaling, die ou vertaling sê, hy sê ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val, okay, net dat julle weet, so die duiwel, Satan kom nie meer nie, jy kan dit nou lees soos wat jy wil, hy's nie meer daar nie, alright, so, maar net om terug te kom, so, hier staan Satan voor God, en hy sê vir hom, waar kom jy vandaan? Hy sê, ek was 'n bietjie hier, bietjie daar, nou is ek hier. En dan in vers 8 lees ons hierdie, wat net, ek weet nie eens wat om mee te maak nie. Maar die Here vra toe vir Satan, hy sê, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Hy sê, sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Dis God wat praat. Hy sê, hy's vroom en opreg. Hy dien my en vermy die kwaad. En ek weet, jy weet, ek lees dit, en ek het nou hierdie week, lees ek dit oor en oor, en ek wonder net, jy weet, op daai oomblik voel dit vir my, asof God kom, en 'n teiken op Job se rug sit. Ek onthou een van die boere hier in die omgewing, sê eendag verlede jaar, of jaar voor dit vir my, hy sê, ek vra hoe gaan dit, hy sê vir my, dit voel vir my, die duiwel het my adres gekry. Ek sê hoekom, hy sê, want alles loop verkeerd. Die duiwel het my adres gekry. Alles loop verkeerd. En dis min of meer wat op hierdie oomblik,
Die Engels sê dit maar, hy sê, have you considered Job? En dan kom hierdie $1 million vraag, want hier kom die duiwel nou antwoord Satan, antwoord God, en hy sê in Job 1 vers 9, en ek wil die Engels aanhaal, dan gaan ek by die Afrikaans kom, hy sê, then Satan answered the Lord and sê, does Job fear God for no reason? Does Job fear God for no reason? Die Afrikaans sê, dis nie sonder rede, dat Job u dien nie, of dan soos die ander 53 of 83 wat sê, is dit sonder rede, dat Job ontzag het vir God. Does Job fear God for no reason? En dis 'n vraag, want jy sien, dis waarmee ek en jy gekonfronteer word, want nou kom die duiwel en hy sê, dis interessant hoe dat daar spesifiek gepraat word van Satan, nie duiwel nie. Nuwe Testament praat meer van duiwel as Satan, maar op hierdie oor Satan en vers 10, luister wat sê, wat is Satan se redenasie? En hy kom en hy sê, u beskerm hom dan. U beskerm hom dan. Die vraag, does Job fear God for no reason? Hy sê, dien God u vir geen rede nie. En dan sê die duiwel, hy sê redenasie, u beskerm hom dan, en sy huis, en al sy goed, u maak alles wat hy doen, voorspoedig, selfs sy vee teel vinnig aan, maar raak nou net aan sy besittings, en kyk of hy u nie in die gesig vloek nie. En ek weet, hierdie is nou nie eenvoudig, hierdie is nie maklik nie, maar hierdie is iets wat ons elke dag, ek en jy elke dag mee leef. Want jy sien, alles wat hierna gebeur met Job, is in my opinie onregverdig. Alles wat van hierdie oomblik af vorentoe gebeur, dis onregverdig. Job het niks gedoen om dit te verdien nie. Dis 2 golwe wat hom tref. Jy weet, die eerste een wat hom tref is sy besittings, sy familie, alles wat syne was. En jy moet dit gaan lees, want dis die eerste 3-4 hoofstukke van Job wat nogal maklik lees. Jy kan dit gerus gaan lees, maar as jy dit lees, dan kom jy so half in jou hart, kom daar 'n gevoel van, this is not fair. En dan, nadat sy besitting, sy familie, dan is die volgende ding wat gebeur, is sy gesondheid. Dan is sy gesondheid wat daaronder lê. En dan sê die Bybel van ons, onthou nou, ons was by Job 1 vers 9 gewees, dan kom jy in hoofstuk 2 vers 8, dan kry jy hierdie selfde Job. Job 2 vers 8, hy sê, Job het op 'n ashoop gaan sit, en hy het 'n potskerf gevat, en hom daarmee gekrap. Hierdie selfde Job, met wie dit so voor die wind goed gegaan het, kry homself op die ashoop, en dan net om alles na huis toe te vat, en sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Dien jy nog steeds die Here? Sy vloek God en sterf, en hier is Job se antwoord, en omdat Vadersdag is, hier's goeie raad vir die manne, dis nie goeie goed om vir jou vrou te sê nie, okay? Dis Job, hy kon wegkom daarmee, want hy was op 'n baie slegte, maar moenie jy dit try nie, hy sê vir haar, jy praat soos 'n vroumens sonder verstand, maar hier sê hy iets wat, ek lees hierdie en ek weet nie of ons altyd mooi verstaan wat die Bybel ons leer nie. En Job kom en sê, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. As jy bietjie verder lees, dan sê Job hierdie woorde, ons gebruik dit by 'n begrafnis. God het gegee en God het geneem. Loof die naam van die Here. Ons het dit nou gesing, ek weet nie of julle gehoor het, dat ons dit sing nie, you give and take away. Want jy sien in my opinie, onder alles het Job met geen woord gesondig nie, maar hier is wat ek agterkom van mens, van die mensdom. Oh, we love it when God gives. We don't like it when God takes away. We love when God gives. Ons is nie gemaklik wanneer God wegvat nie. En ek weet, dit is eintlik 'n Bybelskool studie vir 'n ander dag, maar jy sien, dit bring ons by die groot vraag. Want die groot vraag van wat hier gebeur het, is, wat het verkeerd geloop?
Hoekom gebeur hierdie goed? Hoekom het hierdie ramp hom getref? Ek onthou, nou sit ek in die week, en nou onthou met al hierdie goeders, dan krap jy krap goed in jou eie lewe weer oop, wat jy half, jy weet, dit is nou verby en alles, maar ek onthou op 'n dag, en ek vertel hier nou, maar die dag, ek en Esther bestaan met ons, julle ken dit, maar het ons 'n tweeling, wat prematuur gebore is, en die dogtertjie is oorlede, en toe is die seentjie oorlede, en ek sal dit nooit vergeet nie, hoe sit een van hierdie groot godsmanne voor my, ek was nog baie jong toe, en hy sit voor my, en sê, Jesus, maat, jy moes aan verskriklike sonde gedoen het, dat God jou so straf, en hy los my met dit, maar die scary ding is dat ek en jy vandag ook hier sit, en baie keer wanneer goed verkeerd loop in ons lewe, dan voel ons half, ons verdien dit. Hoekom word ek siek? Hoekom gebeur die met my? Hoekom ek? Want dis die vraag wat ons vra is, ek verdien hier, en is nie Job, en die Bybel sê van Job, hy sit daar, en regtig, en ek wonder hoekom het God die duiwel, Satan se aandag op Job gevestig? Jy niks sê, dat Satan nie geweet van Job nie. Sê jy vir Job raak gesien, hierdie amazing mens. Hy sien, sy vriende dink ook so. Sy vriende dink, jy sien wat die vraag is, wat het verkeerd geloop, dan is die vraag, het Job God onreg gedoen, het Job al verdien wat met hom gebeur het, want sy vriende het so gedink. En dit is net interessant oor sy vriende, en eintlik moet jy dit gaan lees, want hulle het 'n lang relaas, maar luister hoe gebeur dit, Job 2 vers 11, hy sê 3 van Job se vriende het verneem van al die rampe wat hom oorgekom het, want dis mos hoe dit werk, wanneer slegte goed met goeie mense gebeur. Jy sien, skielik is Job nie meer bo nie, ewe skielik is Job onder, en elke een wat by hom verbyloop is skielik beter as hy. En dis wat hier ook gebeur, sy vriende het gekom, hy sê het elkeen van sy eie plek afgekom, Elifas, Bildad en Sofar, as jy name soek vir 'n babietjie, Bildad, weet nie of het maar, en dan sê hy het afgespreek, om deelneming met hom te beduig, sê ons voel saam met jou Job, en om te troos, en luister wat gebeur, toe hulle hom op 'n afstand sien, het hulle hom nie eers herken nie, hierdie man van formaat, is skielik, hulle herken hom nie eers nie. Hy sê daarna, jy moet dan weet, ek het al so iets beleef, want wanneer ek by iemand kom en ek sien in die situasie, dat ek in daai oomblik net saam met daai ou huil. Ek het dit al beleef, maar wat is wat hier gebeur? So, hulle het hardop begin huil. Hulle het hulle klere geskeur, stof in die lug op hulle kop gegooi. Dit was 'n manier van rou wat hulle in daai tyd gedoen het. En dan hoor vers 13, hy sê vir 7 dae en 7 nagte lank het hulle op die grond by hom gesit, sonder om 'n woord met hom te praat, want hulle het gesien dat sy smart baie groot is. Jy sien, stilte is partykeer die enigste waardige reaksie op lyding. Hierdie was regtig pelle geweest. Ja, sê as jy in die moeilikheid is die ou wat langs jou sit, wat jou regte vriend is. En hierdie was regte vriende geweest. En hulle support hom, en hulle support hom mooi, maar en ek het nie tyd, ons het nie tyd vandag om daar te gaan nie. En dis ook boonop net dood eenvoudig net 'n depressie. Let's stay away from that, maar gaan lees as jy kans het. Toe hulle begin praat, toe sê hulle almal wat hulle glo. En wat hulle glo is dat God straf hom omdat hy sonde gedoen het. God straf hom omdat hy sonde gedoen het. Hy sê dis as gevolg van jou sonde. Hulle sê vir hom, Job, as jy jou sonde bely, sal God jou weer herstel. En Job hou die hele tyd net vol en sê, ek het niks te doen nie. Jy sien, want in die mense kop, jy kan nie sit, en ek vra jou om met my te verskil, en jy's welkom, maar in ons koppe glo ons dat ek doen goeie dade, daarom moet ek 'n goeie lewe hê. Ek doen goed, dit moet met my goed gaan. Ons het almal daai uitkyk op die wêreld. Ons voel eintlik, dis amper daai ding, wanneer dinge nie gaan soos wat ek wil hê dit moet met my gaan nie, dan voel ek verontreg. Want wat het ek nou na alles gedoen om hierdie te verdien? Ek voel dis onregverdig. Die Martin Luther, in sy tyd het hy het gepraat van die teologie van heerlikheid. Met ander woorde, die teologie van heerlikheid sê, ek doen goed, dit gaan met my goed, God is goed vir my. Dis net hoe dit is.
En is verstommend vir my. Ek en Michelle praat vanoggend sommer daar in die koffie gedeelte en ek sê vir haar, jy weet, ek sê, die Here was vir ons nog altyd goed, en wanneer jy praat van die Here is nog altyd goed, dan praat jy van materiële goed. Is dit nie scary nie? Finansieel was die Here vir my goed, pas soveel meer. Die menslike manier om te glo dat as ons God gehoorsaam, dan moet hy ons gemak gee en sukses gee. Dis die beloning wat ons kry, omdat ons God gehoorsaam is. Dis hoe die lewe werk. Dis amper hierdie, ek wil amper 'n kontrak noem wat ons met God het. Jy weet, die kontrak is, ek dien u sorg vir my. Scary, maar dis hoe ons dit sien. En iemand skryf, wat ek lees nou in die week, iemand skryf, hy sê, dis amper, ons ken dit, I scratch your back, you scratch mine. Maar ons bring dit in verhouding met God. Ek krap u rug, u moet my rug krap. En dan vra hierdie persoon ook die vraag, hy sê, wat gebeur wanneer God nie ons rug krap nie? Wat gebeur wanneer God nie my rug krap nie? Ek het verlede week hierdie gesê, ek sit sommer weer in die week en dink aan. Jy sien die groot hartseer, ek het so geskryf, ek sê die groot hartseer wat in die kerk gebeur, en in 'n groot mate in alle kerke is dat die kerk het hierdie massive wagkamer geword, onthou ek praat oor hemel, waar ons eintlik net wag om hemel toe te gaan, maar tot ons hemel toe gaan, is dit die predikant se plig om vir my te sê, en te bid en te sorg dat ek 'n rustige lewe, 'n probleemvrye lewe, 'n krisislose lewe kan hê, siektevrye lewe, genoeg van alles wat ek nodig het. Dis al wat ek hier op aarde, ek gaan hemel toe, en nou bid ek dat God my net sal beskerm van teëspoed en seer kry en teleurstelling. Laat dit net met my goed gaan. Maar wat gebeur, wanneer God nie met my, wat ek nou sê, wat nie waar is nie, is sy deel van hierdie ooreenkoms nakom nie. Wat gebeur as God nie my rug krap nie? En Miroslav Volf sê die volgende, hy sê ons sien God soos 'n hemelse butler. Dit is net so mooi, die illustrasie wat hy gebruik. En dan praat hy van, is dit Downton Abbey, hy sê hierdie butler in Downton Abbey, want dit is net, ek weet nie wie van julle ken 'n butler, of het al gesien in 'n storie, hoe dat 'n butler onsigbaar is. Het julle agter, jy weet, 'n butler is onsigbaar, niemand weet hy's daar nie, want hy staan mos hier een kant, totdat jou hand uitsteek om iets te vat, dan sit hy dit binne in jou hand. Wie van julle wil 'n butler hê? Is hulle love. Ek dink dit moet net die lekkerste ding op hierdie hele aarde wees. Koffie. Nie wat 'n goeie naam vir 'n butler nie. Alfred, koffie. Maar hy sê, hier is die scary ding wat gebeur is dat God word vir ons 'n butler, 'n hemelse butler. Hy staan in die hoek, hy sien en hoor niks wat jy sê nie, hy's glad nie deel van jou gesprek nie, hy hoor nie wat jy sê nie, hulle word ons geleer, hulle luister nie wat jy sê nie, maar die oomblik wat jy 'n behoefte het, dan verskyn hy soos vanuit nêrens, en hy sê langs jou en hy sê, how can I help you? How can I serve you? Wat kan ek vir jou doen? En dis wat Satan sê. Hy sê, dis nie sonder rede dat Job u dien nie. Does Job fear God for no reason? En Satan se argument is, nee. Hy sê, die Engelse mooi, hy sê, you build a hedge around him. Hy sê, jy het letterlik hy sê, dis nie net, jy seën hom nie net nie, maar jy het ook seker gemaak dat daai seëninge nie uitvloei nie, dit bly soos in 'n bak. Hy sê, Job is soos in 'n bak, jy stort die seëninge en het gaan met hom net goed. So Satan se hele beweegrede is dat, hy sê, as dit nie met Job goed gaan nie, as hy nie geseënd is nie, hy sê, dan gaan hy vloek en in die gesig spoeg. En deur al hierdie goed staan Job, terwyl al hierdie slegte goed met hom gebeur. Die Bybel sê hy het nie sonde gedoen nie. So die eerste gedagte is, het Job God reg aangedoen? God onreg aangedoen? Maar die tweede gedagte is, was God onregverdig met Job gewees? En ek wil eers 'n bietjie daaroor dink. Ek het eers nou gepraat oor, was Job ongeregtig met God gewees? Maar nou vra ek vir jou, was God onregverdig met Job gewees? Satan sê, alrede hoekom Job u dien, is omdat u vir hom goed is. En ek wil jou vra, hoekom dien jy God? Sien, Satan glo ook wat mense glo. As ek vir jou goed is, dan moet jy vir my goed wees. As ek met jou vriendelik is, moet jy ten minste net terug met my vriendelik wees. En die rede waarom mense God dien, is omdat hulle iets van God kry. Die rede hoekom ons God dien, is omdat iets van, dis hoe mense glo.
En hopelik is dit gesondheid en welvaart en rykdom, lang lewe. Dis die goed wat ons van God verwag. As mense niks kry nie, is die vraag, gaan ons aanhou om God te dien? Want ek praat met jou oor loving for no reason. Satan sê, vat die goed weg, dan is die liefde ook weg. Satan sê, vat die goed weg. Laat ek sê gesondheid vat, dan is die liefde ook weg. En dit is sommer net interessant, en jy moet ver lees in Job, om uit te kom by waar God eintlik iets sê, want almal het iets te sê. Hierdie ouens het lang relasie, hulle praat vir ure, lyk my, oor wat hulle dink, en wat hulle voel, en wat ook al. Maar lang voordat God kom, en dit is interessant, wanneer God op die toneel verskyn, is die interessantste vir my, is dat God regverdig homself nie. Dis nie asof hy kom en vir Job verduidelik nie, hy verdedig homself nie eers nie. Hy kom nie en hy sê, dis die rede nie. Hy kom eintlik net en hy sê, ons mag nie vergeet wie God is nie. Ek onthou dat ek eendag het ek al, dit was eintlik so ek het met 'n klomp leiers gepraat iewers aan Pretoria, en hulle vra my, ek moet een van die sessies open, en ek begin hierdie sessie met die volgende, ek sê, God moet niks doen nie. Hoor wat ek vir jou vandag sê. God moet niks doen nie. Ek weet in desperaatheid sal ons baie keer bid en sê, Here, U moet nou help. Ek weet, ek het dit al gebid. Maar elke keer wanneer mense sê, dat God moet nou, hy moet nou, dan wil ek vir hulle sê, God moet niks doen nie. God moet niks doen nie. God moet jou nie help nie. God moet nie daar wees vir jou nie. Hy is daar vir jou. Maar dit is nie 'n moet nie. Dit is nie 'n kontrak wat ek gesluit het en sê, ek het A gedoen, nou moet God B doen nie. En dis wat eintlik hier gebeur. Jy sien God se antwoord op die einde van die dag, en ek lees dit vir julle so 'n paar verse net dat jy iets van dit kan verstaan. Ons in Job 38 vers 1. Hy sê, toe het die Here vir Job aangespreek, hoor hier, uit 'n stormwind uit. Nou dink ek sommer toe Elia met God wou praat, hy sê by waar was 'n stormwind en wind, wat ook al. Hy sê en God kom in die stilte. Maar hier kom God en hy praat met Job, en hy praat met Job uit die stormwind uit. En hoor wat sê vers 2, hy sê, wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie. God sê dadelik, hy sê, julle verstaan niks nie. En ek sê nou vir julle, ek is sommer bang wanneer iemand homself 'n teoloog noem, want ek dink hoe groter teoloog jy is, hoe minder weet jy van God af. Jy ken die boeke kennis nie, jy ken die teologie agter dit, maar ek weet nie of jy God ken, en dis wat God hier vir Job en sy vriende sê, hy sê, wie ken my insig? En luister maar, hy sê, maak jy reg vir die stryd. God sê, ek gaan vra, antwoord jy. En luister wat vra hy vir hom hier, dis mooi, vers 4, Job 38 vers 4, hy sê, waar was jy toe ek? God kom by Job en hy sê vir hom, waar was jy toe ek die aarde se fundament gelê het? Hy sê, wie het die aarde afgemeet? Waarop is sy voetstuk neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit? Hy sê, hoor net hoe mooi beskryf vir hierdie skepingsverhaal. Hy sê, daardie oggend, toe die sterre saam gesing het, en al die hemelinge gejubel het. Vers 8 kom en sê, wie die see opgedam, toe hy begin uitborrel het. En vers 35 sê, wil jy 'n saak maak teen die Almagtige en hom bestraf? Wil jy vir God teregwys? En Job 41 vers 2 sê, wie wil aan my eise stel dat ek iets aan hom verskuldig is? Ek weet ek is besig om vir julle nou 'n klomp goed hier te gee. Maar ek wil hê jy moet net soos hy amper klaar, maar ek wil hê jy moet saam my journey. Want God kom en hy kom by Job, verdedig hy homself nie teen die aanklagte nie. Inteendeel, hy sê vir God, waar was jy toe ek? En dis die ding wat ek en jy van God moet verstaan. Jy sien, ons kan ure hieroor praat, maar ja, ons gaan wafels eet, en dit gaan ook lekker wees. Maar ek wil hê jy moet iets verstaan, en dis iets wat jy in Job raak lees, is hierdie almag, die grootheid van God, wat ek en jy sukkel om te verstaan.
Dis bietjie bo ons begrip. Ek sit nie week met iemand en praat en hy sê hy kom agter mense sukkel om God te verstaan. Ek sê ek dink nie ons sukkel om God te verstaan nie. Ek dink nie ons het die vermoë om God te verstaan nie. Want as ons God kon verstaan, was ons amper sy gelyke gewees. Jy en ek dink ons het die antwoorde, ons het nie die antwoord nie. En dis hier waar Miroslav Volf elke keer as ek hierdie boodskap van hom luister, dan bou hy my uit, want jy sien hy kom by al hierdie goeters deur, nou nie soos ek, hy doen dit soveel beter as ek, maar dan kom hy op die einde van die dag en dan gebruik hy hierdie woorde en ek nou woord vir woord gaan skryf soos hy dit gesê het. Luister mooi, hy sê, we are in fact made to serve God. Nie verstaan nie, serve God. We are made to serve God. Hy sê, we are in fact made to love God. To love God, not for what God gives, but to love God for who God is. En luister wat sê hy dan, hy sê, we either love God for nothing, or we don't love God at all. Loving for no reason. Jy sien, is Vadersdag en hierdie boodskap op 'n manier sny twee kante toe, want ek eintlik vir my en jou is 'n pa se liefde vir sy kind. As daai liefde op enige manier voorwaardelik is dit nie liefde nie. Ek wil nie altyd my kinders voor die bus ingooi nie, weet, maar ek onthou hoe dit almal van ons, wanneer ons, jy weet, elke een van ons wat hier sit, dink ons kind is die volgende Springbok kaptein. Ek weet nou nie netbal, maar ook, so die vrou kan ook na die rugby kaptein wees, so ja. Almal van ons dink is die volgende 100 meter kampioen. Jy weet, ons kyk na ons kinders en dit, maar iewers in jou lewe hoop ek jy kyk na jou kind en besef, ok, my kind is nie, ek weet nie wat nie, space engineer nie. Maar ek onthou dat ek in my lewe, daai belewenis gehad het van, hierdie is my kinders. En inteendeel, ek het dit 1000 keer daarna gesê, ek dink nie my kinders kan iets doen wat maak, dat ek nie vir hulle lief is nie. Ek het hulle lief, punt. I love them. En ek dink as jy 'n goeie pa wil wees, dan is dit eintlik al. So my reëling met my kinders is, en ek dankie Jesus, dit was nooit nodig nie, hulle is nou groot, maar die reël bly nog steeds volgens my in plek, dat as hulle nou op daai plek is een nag, waar hulle so droog gemaak het, dat hulle weet, nou is hier moeilikheid, nou is ons in groot moeilikheid, dan is my reël met hulle, julle bel my, en ek sal onmiddellik kom, maak nie saak waar julle is nie, ek ry onmiddellik, ek kom haal julle, ek sal julle vriende, almal sorg dat almal veilig is, en ek sal julle beskerm in alles in my vermoë, al maak nie saak hoe sleg, hoe verskriklik jy droog gemaak het nie, dit maak nie saak hoe verskriklik, as dit 'n lijk is wat al lê, dan maak ons 'n plan met die lijk. Daar's lyk my maniere, kry 'n cleaner, en daai aand sal ek seker maak jy's in die bed nie, slaap veilig. Môreoggend sal ons oor die konsekwensies praat, want daar is konsekwensies, dit is maar net so. Ons kan nie maak of daar nie is nie, want as daar nie gevolge is op die goed wat ek doen nie, dan gaan ons wetteloos lewe. Maar hier so dit beteken nie, ek gaan nie vir jou lief wees nie. Dit beteken nie, ek gaan met minagting na jou kyk nie. Dit beteken nie, skielik gaan ek my rug op jou draai. Ek gaan lief bly vir jou, want dit is wat God van my en jou verwag. Maar dit werk ook ander kant toe. Want ek onthou eendag hoe dat 'n ryk jong man by my sit en alles wat hy het sy pa vir hom gegee. En nou sê een van daai ryk jong manne wat die beste kar ry in die dorp en hy, jy weet, en altyd in die moeilikheid want hy werk nie. Hy sit net daar rond, jy weet, en hoe dit hy vir my sê, ek soek net my pa se liefde, ek soek nie sy geld nie. Kijk, wat gaan gebeur as hy die goed van jou afweg, gaan jy nog sy liefde net soek? Want sy pa is nooit daar vir hom nie. Maar sy pa werk dag en nag om in al sy behoeftes te voorsien. Want jy sien, as kinders ook 'n voorwaarde, my pa wil nou nie, nou jy sien, dan is dit nie loving for no reason nie, dan word dit love met 'n voorwaarde, omdat jy sal ek. Kind se liefde vir sy pa en sy ma, moet onvoorwaardelik wees, nie omdat jy nie.
Ons liefde vir ons mans, ons vrouens. Jy sien, en is partykeer, en hy sê gevaarlik, en Miroslav sê dit nogal as volg, hy sê, want jy sien, partykeer wil ons vir iemand vra, hoekom is jy lief vir my? Het jy al vir jou man of jou vrou gesê, hoekom is jy lief vir my? Nou, ek dink vir nou skryf Miroslav Wolf, hy sê, and that is, my friend, the stupidest of all questions you can ask. Why do you love me? Want hy sê in die antwoord van hierdie vraag, jy sien, is die domste vraag wat jy kan vra, want as ek vir jou vra, hoekom, ek doen dit, wanneer 'n paartjie trou, dan sê ek, hoekom wil jy met hierdie ou trou, dan al wat ek wil hê is, ek is lief vir hom, want dan sê hulle, hy sorg vir my, hy laat my lag, sy is so mooi, die mans dink altyd, wow, check hoe lyk sy, jy weet, kyk hoe amazing, hoe kan jy nie vra, lief, kyk hoe mooi is sy, en die oomblik wat jy dit sê, dan sê jy vra, maar wat gebeur wanneer sy nie meer so mooi is nie? Wat gebeur wanneer hy nie meer vir my kan sorg nie? Wat gebeur wanneer hy nie meer so slim is nie? Dalk besig is om sy denke te verloor. Wat dan as jy dan nie meer lief vir hom nie? Verstaan jy hoekom hierdie 'n gevaarlike vraag is of iemand? Hoekom is jy lief vir my? Want jy sien, as jy die vraag vra, hoekom is jy lief vir my? Dan kan daai persoon net vir jou kyk en sê, ek is lief vir jou. Want enigiets wat jy daarna sê, gaan jy net in die moeilikheid sit vorentoe. Want dan sal voorwaarde by, want ons bly nie altyd mooi nie. Ons bly nie altyd jonk nie. Ons bly nie altyd slim nie. Ons bly nie altyd in beheer nie. Inteendeel, dit is so gevaarlik. Ek is lief vir jou omdat jy mooi is. Wat gebeur as ek nie meer mooi is nie? Omdat jy slim is, maak nie saak nie. So kom ek vat hier net so 'n bietjie verder. We either love for nothing, or we don't love at all. We either love for nothing, or we don't love at all. Maar te midde van al hierdie slegte nuus, somber is, nie sleg nie, nee, somber. Hierdie waarheid, moet ek vir jou ook 'n bietjie goeie nuus gee. Want hier is 'n amazing ding wanneer jy die boek van Job lees, en dis wow. En dis hoekom dit die moeite werd is om deur Job te worstel. Want jy sien, wanneer jy in die laaste hoofstuk kom, dan sien jy iets van, en dis hoe Miroslav Wolf dit skryf, hy sê, when you love God for nothing, you don't end up with nothing. En dis die amazing ding van God. Ek onthou iemand want ons is nou 'n gemeente, so in 'n gemeente is daar 'n verwagting dat jy ook finansiëel sal bydra. En baie keer, ek weet in die kerk gebruik veral hierdie Amerikaanse predikers daai ding baie keer om skuld op mense te plaas, want sê, as jy gee, sal God ook vir jou gee. Jy weet, soos jy saai, sal jy oes, wat Bybels is, daar is 'n Bybelse waarheid aan dit. Maar nou sit ons hierdie verpligting op iemand sê, jy moet nou finansiëel bydra, want dan sal die Here jou seën. En ek onthou dat iemand eendag vir my die volgende sê, hy sê, ek gee nie om enigiets terug te kry nie. En dis mooi, dis is eintlik presies die regte manier om te gee. Jy gee nie om iets terug te, as jy gee om terug te ontvang, dan gee jy vir die verkeerde redes. En ek sê vir hom die volgende, ek sê, maar hier is die amazing ding van God. Want God sê, as jy gee, sal jy ook terug ontvang. Dis God. Die God wat ek dien sê, ek wil jou seën, ek wil vir jou goed wees. En dis wat when you love God for nothing, you don't end up with nothing. Dis die waarheid hiervan is, nou hier op aarde, maar ook eendag in die hemel, maar daar's altyd beloning daarin om God te doen. When we love for nothing, we get everything. Dan kry ons, jy kry altyd uit God se hand uit terug. Job 42 vers 3, hoor net hier so, hy sê ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. Hy sê, hoor net hier, u wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. Dis nou Job, ek het 'n opinie oor iets gehad, wat ek nie eens 'n begrip van gehad het nie. Het is net te ver bo my. En dan vers 4 sê, tot nou toe het ek gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Dis iets van, ek het u beleef, ek het u grootheid, u almag, u heerlikheid, het ek self beleef. En dan vers 10, is sommer net fenomenaal, wat Job nou amper op sy einde, maar nou kom hy hier so en hy sê, nadat Job vir sy vriende gebid het, so interessant, die oomblik toe Job die aandag van homself wegvat, die oomblik toe hy ophou kyk na sy sere en sy slegte situasie, en homself, die oomblik toe hy na sy vriende kyk, hy sê vir sy vriende gebid, hy sê, en die Here het die omstandighede van Job verander,
En luister hier, en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. Ek weet, want my analitiese kop sê dadelik vir maar kinders en jy weet wat van die kinders. Ek weet nie, ek sê weer, miskien is Job net 'n storie, maar maak nie saak nie. Op die einde van die dag sê die Bybel vir ons dat hierdie Job het oud geword, hy het sy kinders en kleinkinders en tot in die 3de geslag dink ek het hy gesien. Ek dink nie ek gaan dit ooit belewe nie, maar ek gaan dalk die 2de geslag sien, jy weet maar. So ons hoop by ons, maar hier is hoe God die situasie verander. Die oomblik toe hy wegkyk van homself. En nou wil ek weer sê, wanneer jy God vir niks, when you love God for no reason, of love for nothing, you get everything. Want dis hoekom ek hier op hierdie staan en vir my lewe kan staan. En regtig kan getuig en sê, God is vir my goed. En dan praat ek van materiële goeders. Here voorsien in ons behoeftes. Maar ek praat ook van gesondheid. Ek is gesond. Die Here herstel, hy tel weer op. Maar jy sit dalk hier en jy is siek, jy is nie gesond nie, finansiëel onderdruk, dan wie's wat ek vir jou wil sê is, love God for no reason. Because when we love Him for no reason, He will still be with us in everything that happens. Moet net nie opgee nie. Paas, ek jou iets vandag kan sê, wat jy dalk in hierdie week in jou lewe kan toepas, dan wil ek vir jou sê, wees 'n man wat lief het vir niks. Sonder 'n verwagting, sonder iets. Vrouens dieselfde, kinders verseker ook dieselfde. Ouers, jou kinders, wees net lief vir hulle. Sê ons wil hulle spaar van hulle foute. Partykeer moet hulle maar hulle foute maak. Hoe leer mens as jy nie foute maak? Hy is die een ding wat ek uit hierdie gedeelte uitvat, en dit is, daar moenie 'n rede wees hoekom ek vir God lief het nie. Ek onthou, Bruce Wilkinson het jare terug 'n boek geskryf, die gebed van Jabes, die van julle wat hom gelees het. Maar die boek skryf hy die volgende, hy sê, soek ons die seën van God. Do we seek the blessings of God, or do we seek the God who gives the blessings? Soek ons die seëning en die blessings van God, of soek ons die God wat die blessings gee? Op die einde van die dag, is it loving for no reason. Ek jou oorsluit. Vir 'n oomblik in jou hart inspreek en sê, Here, help ons. Onvoorwaardelik vir God lief te wees, want U het ons onvoorwaardelik lief. Inteendeel, Vader, die geskiedenis bewys dat ons nie net geseënd is omdat ons reg doen nie, selfs wanneer ons verkeerd doen, seën U ons nog steeds. Ek bid, Here, dat U woord in ons lewens so sal wortel skiet, soos by al hierdie aardse materiële dinge sal verbykyk. Ons fokus op God sal plaas en U sal vertrou. Dankie vir elke man wat hier sit. Here, ek weet, ons leef in tye waar uitdaging op man wees en mens wees baie, baie sleg is. Dit is net so moeilik. Maar Here, help ons, verby al hierdie goed te kyk, verby mensgemaakte reëls en voorskrifte, en net te weet, op die einde van die dag, gaan dit net oor God. God se onvoorwaardelike liefde vir my en vir jou, en ons onvoorwaardelike liefde vir God, en ook ons broers, ons medemens, almal ons. Ek seën elkeen vandag, hierdie dag vir hulle net spesiaal sal wees, waar ons geliefd en waardeer sal voel, maar ook sal weet, dat ons bly lief, al voel ons dalk nie al daai goed nie. Ek seën elkeen hier in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, in Jesus naam as jy saamstem sê amen.